So, fantasties om vir Teresa Papenfusie te hê en vir Elmarie Lombard. Elmarie, ek wil jou nou uitsonder voor vriende, familie, eggenoot, seun. Ek is baie mal oor jou en ek dink jy het baie mense hier as 'n debuutskrywer wat ook ewe verheug is dat jy die boek geskryf het. So, eerstens net vir jou, debuutskrywer Teresa, jy ken al die proses, maar kom ons maak gou 'n bietjie van 'n vas van Elmarie. Eerste boek, baie geluk. Dit is 'n wonderlike oomblik en ons is baie bly dat ons daan kan deel saam met jou. So, ons gaan nie vir jou die eerste vraag vra nie. Ek gaan jou 'n bietjie laat asem skep. Teresa, dit was amper soos 'n besteding as mens dit so kan noem, hoe perfek hierdie boeke met mekaar geskakel het. En oorspronklik het ek nie geweet hoe die twee by mekaar gaan uitkom nie, want ek het jou boek gelees. Ek het Elmarie se boek pure per toeval ook gekeur en gelees en toe dink ek aan raakpunte en toe besef ek maar hierdie stories het eintlik baie in gemeen. So voor ons oor die boeke self gaan praat, eerstens dalk 'n bietjie net oor die mense agter die stories. Jy was natuurlik nie 'n gebore uitgewer en skrywer nie. Dit het eers later gekom. Waar het die stories vandaan gekom? Toe jy klein was, het jy gedink, eendag wil ek 'n skrywer wees, of stories uitdink, of wie was die kind gewees wat toe later 'n skrywer en 'n uitgewer geword het? Jonathan, die kind was een wat gepla was met woorde. Met woorde en met gedagtes. Ek onthou, en met letters. Dit het my altyd gefascineer. Van my vroegste herinneringe was, ek onthou, ek het voor 'n boekrak gesit, voor my pa se boekrak, een van sy boekrakke, en daar was nie verskriklik baie boeke in ons huis, maar daar was boeke in ons huis. En dan het ek nou gekyk na die rugkante van daai boeke. En dan het ek hierdie lettertjies so gekyk. En party van daai lettertjies was ook in my naam. Soos 'n E en 'n T. En dan het ek die boeke oopgemaak en het ek daai lettertjies gesoek. In die toe was ek so 3. En ek onthou dat ek altyd gedink het aan stories. En ek het as kind het ek goed storieetjies geskryf. Ja, ek het storieetjies geskryf. Toe ek begin kon 'n potlood vashou, het ek storieetjies geskryf. Maar nou ja, dan ek het altyd geweet ek sal met boeke en met sulke dinge wil werk. Ja. En met taal. Ja. Maar mens weet natuurlik nie wanneer jy so klein is, selfs veel later, waar presies daai vurk in die pad gaan kom, waar dit gaan gebeur nie, nee. Dit verras mense altyd. Altyd. Elmarie, ek wil nou vir jou vra, Wildepruim word beskryf as 'n kontry verhaal en dit het met kinderstories en sulke goed te doen. Ek wil jou nou vra, jy kan so lank gesels hoor as wat jy wil. Die verhouding vir jou tussen Elmarie Lombard, die mens, en die stories en gegevens wat ons in Wildepruim aantref. Jy beskryf dit op een kol, ek dink dis die voorwoord wat sê dat daar 'n verhouding is tussen die werklikheid en fiksie, maar dit is nie autobiografies nie. So, hoe sien jy die stories wat die eindig en waar eindig Elmarie die mens en waar begin Wildepruim boek? Ja. Elmarie die mens is maar ook die een wat die boek geskryf het. En dit is die stories wat ek beleef het van kleins af. Ek kom uit 'n klein gemeenskapie waarin ek groot geword het, waar stories gebeur. En Wildepruim is saamgestel eintlik dit is 'n groot klomp stories wat alles verweef is tot een verhaal. Ja. En daai stories, daar's min van hulle wat ek nie ietsie van self beleef het nie. Die fiksie in die werklikheid is so 'n bietjie verweef. En toe ek die boek begin skryf, het ek glad nie geweet of gedink daaraan dat ek 'n boek skryf nie. Ek wou eintlik iets terapeuties skryf.
vir myself. Omdat ek na 2010 so 'n bietjie tyd gehad het om oor myself te dink en toe besef het dat daar goed is wat ek wil neerskryf, wat ek bang is mense later sal vergeet. Ja. En dat daar dinge is in my eie kinderervaring van heel vroeg af, wat ek nooit regtig 100% klaar deurwerk het nie. En ek het gedink dat skryf 'n baie terapeutiese ding is, en daarom het ek begin skryf. Dit maak my nou baie bly dat jy praat van 'n, ek sal nie sê middeljarig nie, want ek dink jy's 'n besondere jong mens, in gees en in vlees. Jy lyk vreeslik jonk nog, né? Mense sal nie glo hoe oud jy is as jy vir hulle sê nie, maar wat nou vir my interessant is jy praat nou van die ouer persoon wat terugkyk na die kinderdae en weer deur dinge werk. Dis die kommentaar wat 'n sielkundige sou maak, né? Jy het daai sielkundige agtergrond. Het dit jou gebaat om daai mensekennis en daai praktiese ervaring te hê van gesinsielkunde, daai agtergrond van rondkrap in mense se stories en hulle mens. Het dit jou gebaat om jou storie te skryf? O, ek dink verseker het die sielkunde vir my geweldig baie beteken vir myself. En nadat ek opgehou praktiseer het, was dit ook vir my nogal 'n groot gemis. Ek wil net sê dat ek in 'n vriendekring is waar daar groot klomp sielkundiges is, van hulle sit hier so vanaand. Ek gaan hulle nie vra om hande op te steek. Maar ja, die beroep is nog die hele tyd deel van my lewe. Ja, nee, die sielkunde vir ewig, vir altyd ook my perspektiewe op die lewe diep aangeraak en bly voort deel van my. Ja. Jy het natuurlik nie 'n agtergrond in sielkunde nie, Therese, maar jy het ontsaglike mensekennis. En enigiemand wat hierdie boek al gelees het, sal weet dat Therese Papenfoos iemand is wat mense verstaan, van mense hou, definitief ook, ek dink jy goeie in mense raak sien. Nee, ek dink jy is iemand wat uit jou pad uit gaan om deernisvol en teer met mense te wees en hulle sagkuns te hou. Ons gaan nog baie praat oor daai deernis in die boek, maar ek wil jou nou vra oor die skuif wat jy gemaak het van daai skuif was eers lang jare nadat jy daar in Pretoria gevestig was en 'n lewe daar gemaak het. Hoe werk dit wanneer 'n mens nie noodwendig beplan om op 'n sekere ouderdom kinders te hê nie? Maar dit gebeur en die kinders is nou daar, jy moet aanpas, jy's 'n ma, jy werk natuurlik ook. Ek wil jou vra oor daai spanning, want jy skryf baie interessant daaroor in die boek. Watter lesse het jy daar geleer? Want dit is vir my baie interessant hoe jy skryf, hierdie on the fly, wat jy net eenvoudig nie 'n handleiding het nie en jy moet 'n plan maak met situasies. En dit is baie snaaks, is interessant. Vertel ons 'n bietjie van daai skepende ruimte van 'n ma wees en leer hoe om dit te doen. Dankie. Jonathan, toe ons was gereed eintlik om met kinders te begin, toe ons gesin begin het, maar 'n mens is eintlik ons nie gereed nie. Ja. Jy weet mos nie wel hoe dit gaan wees nie. En ek het toe op daai stadium, toe ons nou met ons gesin begin het ek aanvanklik nie gewerk nie. Buitenshuis nou gewerk nie. Ek was daar om my kinders groot te maak. Ja. En dit was, maar die woorde het maar by my gebly. En ek het maar aangehou skryf, hier en daar het iets verskyn. Ander kere het ek maar sommer net goed in 'n leer gegooi en niks daarmee gedoen nie. En ek het so 'n bietjie begin van die goedes toe later nou ook gepubliseer, uitgewer daarvan te hore gekom en gepubliseer en so aan. Maar dit was far and few between. Hierdie werkery en so aan was baie op die agtergrond. Want 'n mens, ek gevind, my dae was so opgeneem deur die kinders. En toe het ek net besef, maar dit is nou my werklikheid. Ja. Hulle is nou my werklikheid. En dit was vir my nogal 'n verwonderende
werklikheid. Om te sien wat hulle sien en om te hoor wat hulle sê en om agter te kom wat hulle dink. Dit was vir my asof ek die lewe op 'n nuwe manier gesien het. En dit was amper so 'n bietjie van 'n wonderwêreld vir my oopgegaan het. En ek het gedink my hierdie tye gaan so gou verby. Ek moet dit vas lê. Maar daar was natuurlik die frustrasies. Dan wil jy nou ietsie doen. En dan is jy besig met kinders en so voort. So dit maar sê, dis maar altyd daai spanning en so aan vir jou eie ding gewees teenoor dit wat die kinders, die gesin van jou is. Die kinders spesifiek. Maar ek is bly wat ek neergeskryf het. Want dit het vir my 'n bietjie beslag gegee aan en dit het vir my 'n bietjie soos 'n dokumentasie gegee. Ek sou bly jy praat van 'n dokumentasie en 'n boek hou van hierdie tyd. Elmer, in jou boek, die belewende jeugkarakters is 'n groot deel van die verhaal wat jy vertel. Hoekom was dit vir jou belangrik om daai, en jy het nog gepraat van verwondering en die wonderwerk daarvan, die idee van die kind se verwondering, ook dan die verlies aan onskuld wat later kom, nee, en daai spanning tussen die twee. Wil jy 'n bietjie daaroor gesels? Het jy as 'n ouer wordende persoon nog daai wonder oor die wêreld en oor mense behou, dink jy? Ek dink jy vat dit baie raak. Ja, ek was altyd as kind 'n groot dromer en ek is nog steeds een. Dit het nie verander nie. Dit was vir my belangrik om die verhaal te skryf uit die oogpunt van 'n kind. Want 'n kind beleef sy of haar omgewing soos wat 'n groot mens dit nie sal kan doen nie. Jy word mos daar naby die plantjies groot. En jy speel met hulle, soos wat ek definitief ook gedoen het. Ja, sure. En dan as jy 'n groot mens is, daardie band wat jy jou eerste liefde vir jou omgewing. Jy begin mos nou eers met jou eerste bande met jou moeder en jou vader en die gesin en so aan. Maar jou omgewing, daar is ook 'n eerste band. En ek weet baie mense beweeg rond en trek van plek tot plek en jy bind miskien later meer met 'n ander plek. Maar vir my was dit so dat ek in my lewe net op 2 plekke gebly het. En dit was Adendorp in die Kamdeboord en Stellenbosch. Hoe klein was Adendorp gewees? En want mense het die idee van 'n dorpie, maar ek kry die idee met die lees van die boek dat dit baie klein was, 'n baie regte gemeenskap. Ja nee, almal het vir almal geken en almal het byname gehad. Verskriklik so. Soos Boutjies Vermaak en Willem Pensie en Kaas en Horsie en sulke name. Ja, dit klink op soos 'n wonderwêreld. Nee, dit is iets wat soveel bekoring het. Vir my was dit 'n doodnormale ding natuurlik, jy weet, die groot dorp was Graafrenet en dit was 'n hele 3 myl ver. Daai dag. Soveel so dat my pa moes gesê het op 'n Sondag, daai groot kerk, dis te ver. En dit nogal vir kerk. Daar seker, ek sou sê 100 huise. Janita weet, sy ken van Adendorp, is 'n vriendin wat saam met my op skool was en vanaand hier is. En sy het altyd gesê ook, Adendorp het vast na so 'n lekker plek gelyk. Sy kom van die dorp af. Ons het altyd van die dorp gepraat, dis Graafrenet. Adendorp is nie dorp nie. Ons het 'n winkel en 'n slaghuis gehad en 'n kerk, 'n stadsaal en 'n skool. En 'n drankwinkel. Nee. Nooit. Ek dink hulle dalk hulle eie witblits gedoen. Withond. Hulle het die Graafrenet withond gestook, nee? Weet jy daarvan? Ek wil eens begin dink aan wat withond is of hoe dit
Dit is absoluut verskriklik. Dis soos mampoer. Ja, nee, maar mampoer het ek al gehad. Is dit? Okay. Dis 'n les wat mens net 1 of 2 keer leer. Ek dink daar seker so 100 huise op Adendorp. Maar dis meestal klein hoeves. En so elke ou hou iets aan. Hoenders of perde of skaap. My pa was 'n sakeman en hy was ook 'n boer. Hy het plase gehad, maar ons het op die dorp Adendorp gebly. Dit was nie 'n dorp, maar dit was 'n dorp. En ja, so elke ou en Frikkie sê altyd as hy dink aan Adendorp, dan hoor hy 'n donkie balk. Ja, sulke goed was daar. En party mense het vrugtebode gehad. As 'n oom Horsie wat ontpoon is in die boek. Onthou dit is fiksie. En hy het 'n wonderlike vrugteboord gehad wat snags deurgeloop het. Want die kinders het baie keer deur die venster geklim en dan het ons as prins oor 'n heining gaan klim om daai perskes te gaan pluk. Dit was 'n stokperdjie vir almal. Groot pret in groep. Moet dit seker nie hard sê nie want dit is eintlik ek hoop nie dit gaan deur as jeugmisdaad nie. Maar dit was groot pret geweest. Dit is 'n wonderwêreld vir 'n kind om in so onskuldige en eenvoudige groot geword het. En geborge. Dus ek wil jou nou vra oor daai verhouding tussen 'n kind en 'n gemeenskap, maar veral die ruimte. Nee, jy het gepraat van die bossies wat jy aanvat en ryk en daai. Soos wat mense die boek lees, is dit 'n besonder sintuiglike ervaring. Want jy stop saam met die karakter. En jy hou stil by daai klein oomblik en jy drink dit in. As te ware. Vir iemand wat die omgewing die ruimte so goed ken, hoe sou jy sê speel daai binnekennis uit wanneer mense jy noem dit 'n fiksie, maar dit is duidelik gebaseer op 'n soort werklikheid. So daai binnekennis maak dit noodwendig van jou 'n beter skrywer of maak dit moeiliker want jy probeer om dit so getrou moontlik weer te gee. Hoe sien jy dit? Is dit 'n tweesidede swaard, dink jy? Ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Ek skryf maar net wat in die intuïtiewe gedagtes op. Want is baie jare later. Wanneer laas was jy op Adendorp gewees? Meneer, baie jare gelede. Ek het gehoor ons moet glad nie verby die plek ry waar ons huis was nie, want dit is blykbaar bietjie bouvallig geraak. Jy sien, dis die ding en dit gebeur natuurlik, praat van bouvalligheid. Dit gebeur natuurlik met wanneer mense onthou. Want dinge is nie presies soos wat jy dit onthou nie, né? En die vraag is dan, is hierdie 'n nostalgiese boek? En as jy dink dit is nostalgies, wat is nostalgie vir jou? Dit is sekerlik nostalgies. Want ek leef nog in daai tye. As ek my oë toe maak en as ek weer terug, dan sit ek in die peerboom tussen die bloeisels en ek sien hoe die son sak agter Spandau's kop. Ek verlang intens na die soort panorama waarmee ek groot geword het. Die wye ooptes voor ons. As ek by die vensters uitgekyk het, was die berg hier voor en dit was wyd en oop. Ek verlang intens daarna. En dan die geure wat baie keer terugkom na mense toe, dikwels. En ek is nou nog steeds in die gewoonte om, as ek in die natuur loop, bossies te pluk, as dit lyk of dit 'n bossie is wat aromaties is. Dan pluk ek dit en ek ruik daaraan en dan probeer ek identifiseer wat die geure is. Soos wat jy nou praat, kom hierdie baie onlangse herinnering op
toe ek met Justin Fox gesels het, oor sy boek Place. Ja. En daar praat hy van sy tuisdorp van Church Island, toe hy klein was, die strand en die huis, en die kinder daar, en die reuksintuig. Ja. En reuk is natuurlijk so sterk, amper een vervoermiddel, jy weet, dat mens onmiddellik weer terugvat. Ja. Jy het nou gepraat van ruimte. Theresa, jou boek gaan nie noodwendig oor ruimtes nie, maar daar is 'n ruimte wat jy ontgin. En dis die ruimte van die gesin. Nee, en dit is jou ruimte van intimiteit. Het jy enige probleme of struikelblokke ervaar om so eerlik oor jou familie te skryf? Het jy dit beplan of het jy net gesê, as ek 'n boek gaan skryf, moet ek so eerlik moontlik gaan wees? Want hierdie is 'n kaalvuis boek. Dit is mooi, dit is soms lelik, dit is moeilik, dit is droef, dit is vol moed en hoop. Dit is allerhande goed. So, hoe was daai proses om so eerlik oor jou gesin te skryf? Ja, Jonathan, dit was, kyk, die boek is nou echt oor 'n lang tyd ontstaan, hè. Daai vroeë gesinsjare, dit was nie vir my moeilik nie, want dit was nie oorspronklik bedoel as boek nie. Ek wou net van hierdie dinge vas lê. Ek wou net dokumenteer. En as 'n mens dokumenteer vir jouself, ek dink miskien sal ek eendag iets daarmee doen, miskien net vir werk of wat ook al, 'n fancy ding doen. Maar as mens iets vir jouself neerlê, dan maak dit nie eintlik sin vir my om die vraag van eerlik of nie eerlik nie, is dan is nie so skerp nie, want as jy wil dokumenteer, jy wil iets vas lê wat die kinders doen, wat hulle sê, hoe hulle lyk, hoe hulle reageer, wat 'n onthitsende vrae hulle vir my vra, dan moet ek dit toch maar doen. Dan moet ek anders maak het nie sin om dit neer te skryf nie. Nou, later, die latere deel van Bram wat siek geword het en so, dit was nou lank na daai voorsig goed gewees. Daar het ek ook net gevoel, ek het nie gedink ek gaan 'n boek skryf om met een of ander rede nie. Ek wou iets van Bram vas lê. Ek wou iets van my kind bewaar. Ek wou dis soos, miskien dink ek as iemand sy huis afbrand, dan probeer jy gryp wat jy kan. En dit was 'n bewaringspoging om te gryp van Bram wat ek kan en vas te lê, sodat die dood nie als vat nie. En daar ook, daar in daardie opsig weer eens was dit 'n geval van, dit sou my help vir my om nie eerlik te wees daaroor nie, want dan kan ek ons nie, dat ek ons nie iets vasgevat van hom nie en van ons nie. So, ek dink daai vraag het nie vir my so baie opgekom nie, ek maar net so gekom. Dit was maar net so, en nou ja, toe het ek het nou weer, toe, wat moet ek nou maak? Ja. Ekskuus, ons kanale en kruis, die e-kamer luister baie lekker saam. Wow. So ek nou hierdie, ek het gou hierdie restaurasie maak. Ek het nooit van die vorige mediese vraag gesproken. Dis fyn. Ek sal haar genoeg praat en almal kan hoor. Ja, kan jy hoor? Theresa, dis nou so 'n tipiese Theresa antwoord, né? Want jy het net hierdie vreesloosheid aan jou. Nee, maar niemand sal dit ooit raai. En dis hierdie no-nonsense. Mens wees van die lewe gebeur of jy reg is om daarmee te cope of nie, en jy moet die beste daarvan maak. En dit is wat my so aangryp van jou as 'n persoon, maar ook van die boek. Jy het nou gepraat van die later dele wat met Bram se verhaal te doen het. Dis 'n skerper fokus. En jy sny baie ernstige temas aan, siekte, die dood, geloof, goed waar 'n mens eers moet
stil staan en bietjie gaan dink, want dit is nie eenvoudige antwoorde nie. En soms is daar meer as een antwoord op 'n vraag. Jy het nou gepraat van die amper soos 'n uitgebreide metafoor van 'n huis wat afbrand en mense wat goed probeer red. Elmarie, jou boek lees my op die mooiste manier, totaal onopgesmik, soos 'n soort monument aan plek en aan die onskuld van kinders daar, en daar's 'n soort skoonheid daar, né? Wat dit is eenvoudig, maar binne daai eenvoud is daar ongelooflike trefkrag. Vir albei van julle met julle boeke. Want jy, soos wat jy dit nou net beskryf het, Teresa, was nie vreeslik van omgaan, ek wil dit doen en ek weeg hierdie goed. Dit gebeur net, maar as mens die boek lees, dan kom jy agter daar's 'n ongelooflike kuns. So, daar's baie meer wat onder die oppervlak aangaan as wat 'n mens noodwendig sal dink as jy dit nou net vinnig luister na wat julle twee bespreek. Ek wil nou vra oor die kuns van 'n boek skryf. Ons kan begin met die tema van eenvoud. Ja. Dis 'n bedrieglike eenvoud. Want Dis reg. dikwels is die grootste waarhede ook oënskynlik eenvoudig, maar met ontsettende diepte. Was daar temas wat jy graag wou ontgin het in hierdie boek, Elmarie? Of het die skryf maar net daai temas na vore gebring en jy het nie noodwendig gedink ek wil dit of dit of Ja, dit nee, oorskryf? ek het nie by die tema begin nie. Ek het by die ervaring begin. Ja. En weet, ek het dit eers geskryf as iets terapeuties Ja. vir myself. Was dit vir jou terapeuties gewees? Baie. Dis die vraag, okay. Ja, geweldig so. En dit is ook iets wat 'n mens vir mense aanbeveel, is Ja. om te skryf. Ja. As jy trauma beleef het, is dit baie goeie ding om te skryf. Ja, daai katarsis van skryfterapie. Dis Ja, reg. ja. So ek het die manuskrip, ek het nooit gedink dit sal mos nou 'n boek Ja. word nie. Ja. Daar eenkant gesit en vir 'n paar vriende gegee om te lees ook. Om eintlik kommentaar te kry. Wanneer het jy toe die boek geskryf? Wel, dit was 2013. Toe het ek tyd gehad. Ja. En ek sit toe en ek skryf. Toe het ek dit vir vriende, paar vriende gegee. En dit is waar dit gebly het. Toe het ek eers toevallig in 20, as dat toeval is, in 2022 weer na 50 jaar met 'n ou universiteitsvriend kontak gemaak. En hy vertel toe vir my dat hy in sy afgetrede tyd nou met manuskripte werk. Ja. So dan was dit nie toeval nie, né? Ja. Daar's mos nou nie eintlik iets soos toeval nie. Toe sê ek vir hom, maar ek het so 'n weggegooide manuskrip. En hy sê, maar stuur wat ek lees. Nou, hy kan nie sien nie, hy's blind. Ja. So hy lees auditief. En ek het gedink, dit gaan 'n gesukkel wees. Dit was 'n stadige proses, maar hy was ongelooflik goed. En hy het dadelik vir my gesê, maar jy kan hierdie net los nie. Daar's 'n paar goedjies wat ons kan doen. Ja. Toe het hy vir my goed laat rondskuif en hier en daar 'n ding laat verander. En regtig vir my ontsettend baie geleer in die proses. En op die ou ende, een keer was ek baie kwaad vir hom, want hy het gesê, haal daai stuk uit. En dis nou een van daai stories waarvan ek baie gehou het. Killing Your Darlings, né? Ja, Ja. en ek haal dit toe maar uit. En toe die hele verhaal klaar is op die eind, toe sê hy, en hier sit jy daai in. Ja. En toe is dit perfek. Ja. En nou kan, ek gaan nou nie verder sê nie, want ek wil hê die mense moet self lees. Ja. En so, ek dink nou aan daai laaste slotparagraaf in die boek, wat eintlik die hele boek, ons sal dit nou nie lees nie, dit gaan 'n spoiler wees. Ja. Maar dit vang die hele essensie van hierdie verhaal so mooi vas. Daar's vir my altyd, as iemand wat letterlik
elke dag met woorde en met stories werk. Jy begin dink aan die skryf van 'n boek, soos 'n ingenieur sou. Jy weet, dis dele wat in mekaar moet pas en dit moet 'n bou hê en 'n struktuur en alles moet funksioneel wees en jy kan nie net goed inprop omdat dit woorde is en mooi klink nie. Ja. Dit moet iets doen, né? Dit moet iets sê, maar dit moet ook iets doen. Ja. En dis daai verhouding tussen sê en doen wat 'n boek dieper maak. Kan ek nog iets sê oor die temas? Ja, nee, verseker. Want jy het nou 'n vraag gevra net nou oor die temas. Die temas het agterna gekom. Toe ek besef het dat alles eintlik regtig baie eenvoudig is. En toe het ek met Frikkie se hulp en dan nou ook met Wilhelm het ons die teks 'n bietjie gestroop sodat dit nog eenvoudiger was. Die eerste tema wat vir my baie belangrik is en uitgekom het in die storie is daardie paradoks wat jy kry van eenvoud wat jy eintlik sou dink mense moet dink, die eintlike ding is ek is nou in hierdie karige bestaan wat ek voer en ek moet eintlik 'n ryk mens word met vergulde krane of wat ek al. Maar die paradoks is dat eenvoud saamgaan met waardering en mededeelsaamheid en gedeelde pret en vrolikheid en alles soos wat dit veral in deel 1 ook oorkom. Maar ook in deel 2 is daar baie pret en die eenvoud is eintlik weelde, né? Ja. Soos wat Dis reg. Die ander tema is die een van letsels, van swaar kry, van deur moeilike dinge gaan, deur groot droogtes, soos wat daar in deel 2 en deel 1 beskryf word. En dat dit nie vir 'n mens afbreek in 'n swakker mens maak nie, maar dat dit jou juis 'n sterker persoon maak wat ook meer waardering het en juis lewenslus. Daarom is deel 2 is lewenslus en letsels. Dit is my so mooi daai kombinasie want dit is ongewoon. Jy sien net die twee bymekaar. Dis ook 'n paradoks. Dis ook 'n paradoks, né? Ek gaan hier inspring en dit nou na jou toe terugbring, Teresa. Elmarie het nou gepraat van eenvoud wat eintlik baie het om vir ons te sê as 'n soort rykdom en hierdie idee van aftakeling, né? Daar kan seker nie in die lewe 'n groter aftakeling wees as om 'n kind in die dood af te staan nie. Dit is 'n enorme aftakeling. Mens kan nie daar verby praat nie. Nee, jy kan slegs daarby verby lewe tot op 'n punt, maar daai seer en letsels, dit gaan nooit weg nie. Al hoe meer lees mense, dis seker vir die afgelope dekade of so, wat memoirs oor trauma ontsettend gewild is. Mense is nou bereid om te sê, hier is my letsels, ek is verwond, maar dit maak my mens. Dit maak my nie minder nie, dit maak my meer. En dit is wat so mooi vergestel word in hierdie boek. Dit is dat die trauma en die stroping en die aftakeling, ek wil nie sê dis 'n geskenk of iets nie, maar dit bied vir jou iets wat jy nie sou gehad het nie. Hierdie reis met Bram, kan jy ons 'n bietjie meer daarvan vertel? Nie noodwendig die hele reis nie, maar van daai beginfases, van daai skok wat jy begin besef, ons kind is werklik siek en hierdie is die pad wat ons moet stap. Hoe hanteer 'n mens so iets? Jy weet, want jy is ook gelowige mense, daar is geloof wat jy kan dra tot op 'n punt, maar daar is nie 'n padkaart vir trauma en werk met hierdie goed nie. So waar gaan kyk 'n mens? Jy weet, waar kom daai hoop vandaan? Jonathan, jy vra sulke moeilike vrae. Rarig, my so baie slim is. Ek het nie vir jou, jy het gevra, ek moet
ietsie meer vertel van die reis met Bram. Toe hy werklik, toe besef hy is werklik siek. Ja. Dit was regtig, ons het nie, dit was 'n groot skok toe ons uitvind, hy is nou regtig siek. En hy gaan toe ook nou nog deur ander moeilike dinge, met sy huwelik, sy vrou wat hom toe nou los het, toe hy gediagnoseer is. En toe hy was 4 jaar getroud. So dit was 'n groot skok en baie trauma vir ons. Ja. Maar wat 'n Bram het ons gehelp. Die energie van Bram. Kyk, hy was 'n ek wil nou amper met respek sê, 'n soort van 'n kan nie dood voel jy. Jy weet? Ja. Dit is hy was net so ongelooflik energiek. Lewenslustig. Lewenslustig en dapper. Kijk, dan kan jy nie op 'n hoopie sit nie en dink hier gaan alles nou tot die skok was verskriklik. Maar as jy sien hoe hy hom aan sy skoenveters optrek, in sy pyn en in sy skok, maar dan sê hy, nee, gaan hy aan. Dan, dit is inspirerend. Ja, dit is net. Dit is inspirerend en 'n mens en ons natuurlik ons het ook geglo nee, kyk dit kan net nie wees dat ons hom gaan verloor nie. Dit kan nie wees nie Bram nie. Hy sal as hy iemand is wat dit sal oorleef is dit hy. Sy vriende het ook nie geglo dat hy so siek is nie. Want ek bedoel hy organiseer die duike in die visskiet en sy pel sê ons eet nou ook al oats en piesangs, maar ons hou nie by sy energie nie. Ja. Hulle het dit ook nie, dit was 'n geweldige skok vir hulle toe hy sterf. Hulle het gesê dat dit nie sien kom nie, hulle het nie gedink dit kan gebeur nie. En nou ja, so dit het ons krag gegee en dan verder ook. So jy praat van die geloof. Die geloof, dis 'n moeilike een daar. Ons het geglo dat hy gesond gaan word. So baie mense het gebid en ons het geweet die Here kan enige iets doen. Hy kan hom in daai siekste toestand kan hy hom gesond maak, dit het ons geweet. En ons het gehoop en eintlik maar geglo hy sal hom gesond maak. Mense het begin bang raak. Jy het maar bang geraak as jy sien hy gaan agteruit en dink jy hou net moed, hou vas. Staan maar net vas, skep moed. Ons is net deur 'n diep drif, ons sal hierdeur kom. Nou op die ou einde het ons toe nou vir hom verloor. En dan vra mens nou wat nou van die geloof? Wat nou van die geloof? En toe het Awe my baie gehelp. My man. En hy praat nie baie oor hierdie goed nie. Hy het gesê, Teresa, ons gebede vir Bram is beantwoord. Die antwoord was nee. En ons moet dit aanvaar. Die Here kan nee sê. Hy kan maak wat hy wil. En ons het nie 'n ander heenkome nie. Vir ons is daar nie 'n ander uitweg en 'n heenkome nie. En dit het vir my tot stilstand gebring. Ek was baie geskok geweest toe Bram regtig sterf en ek het gedink, hoe is dit moontlik? Hoe kan dit dan gebeur? Ons het gebid en ons het geglo en al. En Awe se antwoord het vir my perspektief gegee. En nou, wat word dan toe van die geloof? Ek dink dit was uit ons hande. Is uit ons hande geneem. Is nie iets wat ons besit om iets mee te maak wat ons wil nie. Ek het gevoel 'n ervaring begin kry of 'n belewenis begin kry. Ons word
gehou deur iets groter as ons. En dit lê buite ons. Miskien is dit iets so kosbaar dat nie in mense hande gelos word nie, dat dit buite ons gehou word, bewaar word, en dat ons daarmee saam bewaar word. Ek weet nie of hoe dit werk nie, maar miskien is dit wat genade is. Ek weet ook nog nie mooi wat genade is nie, maar ek weet net dit is daar. Daar is iets soos genade. Ja. Dit was nou verskriklik roerend en ek gaan jou nou 'n breek gee vir iets baie ligter te Dankie. Die huisvergaderings in hierdie boek. Ek dink enigiemand wat hierdie boek gelees het, dit is absoluut uniek en totaal onverwags en net fantasties. Wil jy 'n bietjie net vir ons vertel vir die gehoor wat nog nie weet wat dit is en hoe dit uitgespeel het nie, hoe dit gewerk? Ja, dit is omdat so oorlog is in ons so baie oorlog was met 3 seuns in ons huis. Toe ons het 'n swak ouers is. En ons het besluit ons sal nou een of ander tyd op een of ander manier sal hier orde moet kom en sal hier vrede moet kom in hierdie huis tussen hierdie 3 wilde kinders waarvan Bram die wildste was. En Bram was amper 3 toe ons begin het met die huisvergadering. Sy was nog nie 3 nie. Shaal was amper 7 en Paul was amper 9. Toe het ons begin met huisvergaderings. Ons het gedink ons gaan elke Vrydag aand of Saterdag, Vrydag aand doen. Dan kan elkeen nou sê wat hom nou geplaat. En hulle ouers pla hulle baie. En almal moet 'n spreekbeurt kry, dit moet gerespekteer word. Ja, en hulle het baie oor ons gekla en ons by daai vergaderings kon hulle nou enige iets sê wat hulle grief. Of het is dat hulle mekaar haat of wat ook al, dan mag hulle gesê het net wat hulle wil. En dan het ek het genoem, ek het neergeskryf, want ek het notiele gehou, Awie was die voorsitter, en hy ook van die vergadering, en ek hou die notiele, en ek het dan my werkbehater neergeskryf wat elkeen gesê het, en dit was toe nou ook vir my uiteindelik, toe ek nou hierdie dinge by mekaar begin vat, toe was dit ook dokumentasie. Dis boekhouding, né? Ja, toe kon ek nou maar net meer tik, want presies so, party plekke het ek so lelik geskryf, en dit was nou met die hand geskryf, daai notiele boek is nog steeds in ons huis. Kon ek my eie skrif nie uitmaak nie, weet ek nie wat ek nou daar geskryf nie, en dat ek my vraagtekens gesit en so kon ek dit nou nie weer oordra nie, maar ja, dit het ons baie pret verskaf en vir ons baie tereggewys. My kinders nou van gehou, dink ek. En julle het almal iets geleer by mekaar. En dink nogal so, ja. En Bram het ons een van die goed wat hy gesê het, hy wil hê, as ek met ma praat, moet ma dadelik antwoord. En eers iets anders aangaan. Dis 'n soort van goed. Dis tipies kind. Ja, en dan klaar oor terg en mekaar so goed uitlos nie. Eindelose klagtes. Dit het later klagtesessies geword, hoor. En die kinders kla oor die een voorgetrek word of daai een voorgetrek word. En ek kla oor die kinders my mal maak in algemeen. En vir my luister nie, maar is alles neergeskryf. Alles is neergeskryf en elke kind en ook julle vind julle eie stem. Nee, dis 'n wonderlike ding as mens eintlik bietjie terugstaan en daaraan gedink vir 'n kind van 3 of 5 of hoe ook al oud hy is, om sy sê te kan sê. Nee, want dit gee vir 'n kind selfvertroue en selfstandigheid. Amber, ek wil jou nou vra, ons praat van mense wat hulle stemme vind. Die taalgebruik in Wildepruim is baie besonder. Dis baie mooi, dis gestroop, maar dis ook liries. Nee, dit het die poëtiese kwaliteit wat baie mooi is, mens hoor dit. Dis 'n hoor, jy lees, maar jy hoor.
Dis O. verstadig, Ek proef, het gedink ek kroon en skryf hoor. visueel. Ek dink jy skryf definitief visueel en gestroop, maar ook mense hoor die sinne, want hulle lewe. Ja, So, ons praat nou van 'n stem vind. ja. Hoe het jy jou twee vroulike hoofkarakters, hoe het jy hulle stemme gaan vind en soek en gaan slyp, dat hulle so uniek klink, want hulle is nie dieselfde nie. Hulle word teenoor mekaar afgespeel, maar hulle is nie dieselfde persoon of stem nie. Dis ook nie jou stem nie. Ek kan nie vir jou sê dat ek dit beplan het of uitgedink het nie. Ek skryf baie intuïtief. Ja. Ek leef eintlik, my vriende weet, ek leef baie op daai grens van die intuïtiewe. Ja. Alhoewel ons mos weet dit is als een denkproses en die intuïtiewe gaan oor in logiese denke en daai soort Ja, maar jy praat van iets baie belangrik, né? Dit is daai intuïtiewe, dis waar die rou gevoelens is. Dis waar die goud is in die pannetjie. Ja, Nee, dis wel waar ek dink nie ek kan anders skryf nie. Ja. Sodra ek te veel begin dink op wetenskaplik, is my swaar. Ek kom nou van 'n klas af, nee. Ja. Ja, waar was ek nou? Sodra ek te veel begin dink of iets feitelik moet weergee, Dan is jy in jou kop, né? Dan is jy nie meer in die dan in die verdwyn storie. daai Ja. gevoel waarmee ek skryf. Ja. So ek is maar 'n fiksieskrywer dink ek. Maar ek is baie bly jy praat van gevoel. Ja. Want gevoel is die belangrikste ding. Jy kan nie gevoel fabriseer nie. Dis Ja. wat baie skrywers dikwels dink hulle kan doen. Ja. Hulle kan iets omskep in 'n gevoel, maar as dit nie daar is nie, die leser gaan dit onmiddellik agterkom. Ja. Maar jy kry mense wat fantasties nie fiksie skryf. Ja. Ja, nie fiksie. En dit kom ook sommer van self vir hulle, maar ek kan dit nie doen nie. Ja. Ek maak 'n storie op daarvan. Ja. Wat die karakters betref, jy het gevra. Ja, die twee stemme in die boek. Ja, wat later dit is eers twee kinders, maar dis twee kulture. Ja. Ek leef my heeltemal in die leefwêreld van sê net maar Katrina in deel 1. Ja. In jou agterkop in die subbewuste is daar mos nou maar ook daai herinneringe van jou kontak met die plaasmense en die ryk van hulle misvloere en al daai goed, nie enigste glas. Dit David se huis op Burbank. Hy het net een glas in sy huis gehad wat bedoel was vir vername mense en die enigste vername mens wat eintlik daar gekom het was oom Soys, die boer. En die ander vername mense wat hulle voor gewag het eintlik nooit gekom nie. Dis daai klein detail net, dis 'n glas. Maar daar's 'n hele wêreld in daai glas as 'n simbool opgesluit, né? Dit is so waar. Daar's baie simbole in Wildeprein. Ja. En ek hoop julle sal dit almal raak lees. Ja. En dit was vir my so lekker want dit is juist daai grond, daai vrugbare grond van die onderbewuste. Die simbole en die argetipes en goed wat mense raak sien. Jy hoef dit nie te verduidelik nie. Mense lees dit en dan weet jy, dan het jy die gevoel. Ja. Jy hoef nie te sê hierdie karakter is eensaam of wat ek al nie. Die leser gaan dit aflei. Ja. Nee, dit is tog soveel meer kragtig as wat jy nou die lepeltjie gaan uithou en gaan voer en voer en voer. Jy praat van eensaamheid. In deel 1 is Groot Gert mos nou die alleen man, die eensame man. En Katrina het met die blou kraanvoël gepraat, daai monoloog. En hy is ook op sy eie, hy is nie in 'n swerm nie. Ja. En toe sy die voël se eensaamheid en Groot Gert se eensaamheid met mekaar verbind. Dit was vir my so mooi want jy hierdie gemeenskap wat almal funksioneer en almal ken almal het 'n storie en hulle kettingkies is daai deel is almal in een geskakel. Dis een lang ketting. Maar
die verhaal gaan ook oor mense wat op hulle eie voete moet staan en hulle pad in die wêreld moet vind sonder die padkaart. Nee, en dis nie altyd mooi beligte pad nie. Mooi, Nee. Jonathan. Ja. Ek gee jou nou gewoon 'n compliment, want dis baie mooi, dis baie duidelik uit die verhaal self. Dis net daar en ek glo nie dat jy gaan dink het nou moet ek 'n metafoor inbring of wat ek al nie. Dit is net iets wat Nee, dit dit is kom net iets wat vanself. intuïtief kom van self en werk. Vraag vir albei van julle. Baie interessant in die vorm en die genre hierso. Is hierdie klein brokkies. Hierdie is fragmentboeke. Is Nee. okay. Albei van hulle. Ons het al gepraat oor oor die mosaïek. fragmente, ja, Die ja. mosaïek idee van die boek, maar dis klein fragmente wat saamgehark word. En dan sien jy die geheelbeeld en dan sien jy sy terugstaan meer as wat jy gedink het. Nee, want jy kan dit nie op daai oomblik sien nie. So, wil julle nou vra oor die skryf van 'n storie wat uit fragmente bestaan. Is dit makliker om so iets te skryf? Want jy dink nie noodwendig aan die heeltyd aan die geheelbeeld nie, jy skryf net en dan naderhand kom die struktuur. Is dit ook 'n maklike ding om net iets kort te skryf? Jy weet, want in terme van jou aandagspan, as iets kort is wat jy skryf, dan is dit geskryf Gou en is gedoen, dis gou verby, nee. Is dit net vir julle 'n makliker ding, maar dan die probleem is, hoe gaan sit jy die dele bymekaar? En hoe gaan rangskik jy dit? Theresa, kom ons begin by jou, want jou verhaal het 'n baie duidelike einde, nee. Almal weet wat gebeur. Almal weet Brahms se sterfte is 'n soort einde in die boek en is 'n hoogtepunt of wat ook al van die spanning en die leser se belangstelling, maar hoe gaan orden jy dan daai verhaal sodat die leser nog steeds nee, ek wil nie sê dat hulle belangstel nie, want natuurlik stel hulle belang, maar sodat daar nog genoeg pitkos is en afdraaipaadjies en sulke goed. Nou, weer eens, Jonathan, ek weet nie hoe gaan orde mens daar goed. Ja. Want ek vra jou, want jy's ook iemand wat agter die skerms betrokke is met boeke. Ja, en ja, jy maar weet hoe 'n redigeerder gaan dink. Ja, maar onthou, ek het nie toe ek nou hierdie oomblikke vasgevat het, vasgevang het. En toe ek die stukkies wou, die brokkies wou red uit die brandende huis by wyse van spreke. Toe het ek nie gedink. Maar dit was nie 'n boek nie. Dit was nie 'n boek Dis nie 'n nie. boek nie, Ek dit is goed vir haar, nee, en ek het toe het ek nou nie daarmee gewerk soos 'n uitgewer op daai stadium nie. Dit was ek sou miskien eendag iets daarmee doen, maar daar kom maar ander dinge oor 'n mens se pad te doen nie. Ek het gedink dalk sal ek dit uitbrei of so, maar uiteindelik toe ek die goed bymekaar kry het, toe het ek gedink daai brokkies wat ek neergeskryf het, daai oomblikke, toe ek oor Brahms wou begin skryf en van hom iets wou vasvat, toe dink ek, maar ek het mos sulke oomblikke vasgelê. Daar was mos oomblikke, dit lê iewers in 'n kas. Daar is mos sulke goed, en ek het ook gedink, maar kyk, as ek kan nie net oor Brahms skryf nie, want hy was mos nie 'n takkie alleenig nie. Dit is juist nou die ding. Hy was mos in 'n gesin, en toe het ek gedink, maar ek het mos oor die ander kinders ook geskryf. Dis 'n boom met baie wortels. Dit is daar's mos en ek het daai brokkies ook gehou. Dis maar weer bymekaar maak. Dit is baie meer net van bymekaar maak. Want kyk, as ek het dit nie beplan dit so 'n boek sou wees, en natuurlik ek verseker nie dat my kind sou sterf nie. Dit was 'n bymekaar maak van wat is, en dit was net en op die ou einde dink ek, Jonathan, as ek mense nou so daaraan dink, het ons maar oomblikke. En dit is die oomblikke wat vir my bly, die volmaakte oomblikke, wat of die betekenisvolle oomblikke, wat regtig by my wat ek bly is dat ek neergeskryf het. Ja. Kan ek jou nou vra oor 'n betekenisvolle oomblik wat jy nie in daai oomblik geweet het betekenisvol was nie, wat jy met afstand en tyd kon sien
okay, hierdie was eintlik ook deel van die mosaïek. Is daar so iets waarna jy kan dink? O, daar's baie. Daar is baie. Ek wonder nou die ja, daardie wat hy een oggend vroeg by my kom inkruip het. En vir my ietsie gesê het. Hy was, ek weet nie hoe oud hy was nie. En ek het geweet, hierdie is so 'n spesiale oomblik. Hierdie is die kosbaarste oomblik en ek sal dit vir altyd onthou, hierdie oomblik. En dan die storie van die, ek dink iets wat my bygebly het was ook die oomblik toe ek die kinders omgekoop het om If te leer. Die gedig If. Toe ek hulle moes dit was nog al 'n mens moet nie 'n oomblik gewees nie. Want dit was hulle het nou geleer aan die gedig en so aan. En Brahms se White Fang. Dit is ook vir my 'n besonderse storie. Kan jy 'n bietjie vertel daarvan? Dit is baie mooi. Ja, hy was 8 jaar oud. Toe het sy pa en sy broers weggegaan. Want albei het gaan jag en hulle kon die ouer kinders saamvat. Maar daar's geweldige streng reëls natuurlik met so iets as daar gebeure en goeders betrokke is. En Bram kon nie saamgaan nie, want hy is 8 jaar oud en hy is te jonk. Dit was 'n bitterpil. Dit was 'n bitterpil. Hy het gesê dis nie regverdig nie. Daar word lelik met hom gemaak. Word teen hom gediskrimineer omdat hy jonk is. Hy het dit seker in die vergadering gesê. Absoluut. Dit was 'n verskrik. Dit is onregverdig. Hy is net so verantwoordelik soos sy broers, indien nie meer nie. en al daai soort van dinge. En toe sê ek vir my, kyk, ek en jy sal ook iets lekkers doen. En ek het nie geweet wat daar kan wees, wat lekker gaan wees, wat gaan opmaak vir die trip nie. Maar toe sien ek in die bioskoop in Brooklyn wys White Fang. Daar's 'n ouderdomsbeperking op White Fang, want daar's nou vrede hondegevegte en ouderdomsbeperking is 12. Maar hy was 'n baie volwasse 8 jaar. Hy was groot en hy moet maar nie. Hy gaan om 12 hou en hy in elk geval met houding gebore. So ons en ek sal lieg as dit nodig is. Hy 12 is. Nou right en daai fliek het hom aangegryp. Daai wilde wolf. En daai wat my eintlik daar die meeste bybly. Toe ek nou die aandfilm gaan nagsê. Toe sê hy vir my, is White Fang waar? Toe sê ek, nee, ek dink is waar nie, is 'n storie, maar die skrywer het in daai wêreld, ek ken daai wêreld. Hy sê, kan ons Alaska toe gaan? Ons al 5? Ek sê nee, maar ons kan nie Alaska toe gaan nie. Hy sê, ook kan sy gaan nie. Ek sê, ons het nie geld nie. Dit is self verskriklik duur wees. Ek gaan haal die atlas. Om vir my te wys waar lê Alaska. Dit lê uit die wêreld uit. Dit val amper van die atlas af. So ver is Alaska. En dit is baie koud. En dit is koud, maar dit is wat ons nou al hoor. Ek sê vir hom, hy sê maar, as ons nou baie spaar, as ons verskriklik spaar, ek sê, ja, ons moet verskriklik spaar vir ander goed. Ons kan nie Alaska toe gaan nie, hy moet dit nou los. En hy is so hartseer daaroor, jy kan sien, dit sit so diep, hy wil Alaska toe gaan. Hy sê vir my, is dit waar dat daar wolwe is in Alaska? Ek sê vir hom, ek dink daar is wel. En is dit so, sê hy, dat daar honde is wat jou op 'n slee trek? Ek sê, ek dink so. En toe sê hy vir my, goed, ek gaan Alaska toe. As ek groot is, gaan ek Alaska toe. Ek sal spaar, en ek sal Alaska toe gaan, maar ons sal sien. En hy het. Mooi. Tja. Hy het. Dis baie aangrypend. Dis
En hy het op die slee gestaan. En die honde het hom getrek. En hy het agterna, nadat die boek al uit is, toe kry ek sien ek op sy Facebook bladsy het hy geskryf, ek verwag White Fang om elke draai. So ingeleef. Ja. Tjoh, dit vang 'n hele wêreld vas, né? Dis ja, dit ja, so Ja. vir jou gee seker. Geef aan, maar jy het nog gepraat van hierdie storie van White Fang en almal van ons het 'n Alaska. Nee, of dit nou 'n plek is of dit 'n plek is in jou verbeelding, as 'n plek waar ons wil ontsnap en wat ons vul met daai verwondering en die magiese en ek dink, jy's maar enigiets is moontlik. Enigiets is moontlik en eendag sal ek dit regkry. Amri, in jou boek is die sin vir verwondering baie sterk. Dit word nie noodwendig altyd eksplisiet gemaak of karakters spreek dit nie noodwendig uit nie. Maar daar is die gevoel dat daar hierdie deernis en hierdie ontzag is vir die natuurlike wêreld. Dit is 'n wêreld wat gekoester moet word en of dit nou 'n klip is of 'n voël of 'n blaartjie of 'n bietjie water of iets. Dis 'n heilige, dis soos 'n heiligdom hierdie ruimte wat jy beskryf. Dink jy as iemand wat nou al baie jare agter die blad het en wat baie gelewe het, iemand met lewenservaring en iemand wat baie mense se stories ook al gehoor het, dink jy ons het te ver weggekom van 'n lewe wat nader is aan die natuur en aan eenvoud? Het ons te veel begin droom en het ons drome bietjie eintlik vervlak? Jy weet, want ons lewe met skerms 24 ure 'n dag. Jy weet, maar ons is eintlik vreeslik vervreemd van mekaar en van natuur. Dink jy ons het bietjie weggeraak of ons pad bietjie byster geraak, dink jy? Ek dink jy het dit eintlik nou alles mooi gesê. Ek dink ja, daar is die gevaar dat ons vervlak of die samelewing vervlak. Mens sal sê dit is almal nie, maar ek is baie keer baie teleurgesteld, veral in goed soos internasionale politiek wat ek nou nie eers wil aanraak nie, maar waar dinge heeltemal vlak gesien word. En daar word te veel gemaak van besittings en rykdom en so aan, terwyl 'n mens weer moet teruggaan na dit wat basies is en eenvoudig is. En dit vind mens onder andere in die natuur, in lewe. Nee, want die natuur maak nie saak of ons mens sal, of ons gaan voortgaan of nie, die natuur gaan 'n manier kry om weer daai siklus net aan die gang te hou, net sal altyd daar wees. Ek wil net gou ietsie sê, ek wil wat aansluit by haar, by Brahms se Alaska storie, en dit het niks met Willepruim te doen nie, maar ek wou net daarbey aangesluit het. My seun Jakob wat hier is, het in sy opstelletjie moes skryf, wat daai sin nie paragrafies wat hulle moet skryf. En toe kom hy terug met die opstelletjie wat hy die dag in die skool geskryf het, waar hy vir die juffrou sê, ons was die naweek in Brasilië. Dis 'n sin en 'n half daai. Hy's nog steeds het hy Brasilië in sy kop, so hy sal een of ander dag tyd moet gaan. Ja, hy sal moet gaan. Ja. Skies tog vir die Nee, dis 'n lieflike sin. Nee, want daar word soveel gesê in daai sin. Nee, daar's daai verwondering van net wat jy net het wanneer jy klein is. nie droom. Nee, en dan iewers langs die pad dan verloor mense dit. Nee, jy het nou gepraat van die natuur, en dat mense nader in die natuur moet wees, want daar's 'n eenvoud en 'n skoonheid. Maar die natuur op sy baie natuurlike wyse herinner jy ook dat alles gaan sterf. Daar's 'n sterflikheid in alles. Maar
die dood is nie noodwendig 'n slegte ding of iets wat 'n mens moet vrees of 'n onnatuurlike ding nie. Dis die mees natuurlike ding eintlik, want uit die dood word daar lewe geskape en uit die lewe kom die dood, nê? Beide van julle, Teresa, in jou boek meer eksplisiet, maar ook by jou, Amarie, is daar hierdie sin van betekenis soek en karakters se soeke daarna en Bram veral, dit voel vir my asof hy sy kerk gevind het in die natuur. Dit is vir my so mooi gewees, veral later waar hy self skryf. Dan praat hy van sy belewenis en hoe hy lewe so in die natuur. Dit is vir my absoluut fantasties. Hoe voel jy wanneer jy dink aan 'n kind wat dalk baie jonk gesterf het, maar wat so ongelooflike ryk lewe gelei het? Hoe maak 'n mens sin van daai? Dis 'n kontradiksie wat mens nie maklik oplos nie. Nee, want aan die een kant het hy meer in sy amper 40 jaar geprop as meeste mense wat 100 word. Nee, maar hy het steeds betreklik baie jonk gesterf. So daai spanning of konflik, hoe los 'n mens dit op? Kan 'n mens dit oplos? Dink jy? Wanneer jy dink aan iemand so wat so spesiaal was se lewe? Nee. Jonathan, om eerlik te wees, nee, ek het nie antwoord nie. Ek dink nie mens kan dit oplos nie. Wreed en mooi is die dood, né? Ja. Ek het nie sulke groot antwoorde daarop nie. Ek weet nie hoe mense sin maak daarvan nie. Maar tog weet 'n mens, soos wat jy nou baie goed gesê het, die dood is deel van die lewe. Dit is so ryk verwoord en so raak verwoord. Daar kom dikwels troos daaruit dat hy so geweldig intens geleef het. Kyk, hy het 37 jaar, 10 maande en 15 dae geleef. En elkeen van daai, tot op die allereinde het hy geleef. En het hy uit die lewe getap, nee. Iemand, Karla, my vriendin Karla van der Spys, sy sê hy het die lewe verslind. Ja, dis 'n mooi beskrywing. Hy het die lewe verslind. En so dit gee vir mens troos. Dit sou baie slegter gewees het as 'n mens gevoel het hy was nooit gelukkig nie of hy het nooit eintlik die lewe aangegryp nie. Dit is vir mense troos. Maar hoekom hy net so kort vir ons gegaan is, sal ek nie weet nie, maar ek is net dankbaar dat hy vir 37 jaar, 10 maande en 15 dae vir ons gegaan was. Ja. Dit was, hy was vir ons uit 'n geweldige nalatenskap. Hy het vir ons geweldig baie nagelaat. Hy het vir ons baie herinneringe nagelaat, foto's. Hy het dinge georganiseer. Kyk, as Bram in die omgewing was, het alles geroer. En dan begin al mense dinge doen. Hy kry mense aan die gang om goed te doen. En almal is geïnspireer. Hy het vir ons baie nagelaat. In 'n kort tyd het nou ons oudste seun, Paul, het op sy begrafnis gesê. Hy sê, Bram en een van sy baie vriende, Cor, het een keer laat nagesels oor, of die lewe meer sin het, 'n vreeslike lang lewe, en of 'n baie intense lewe wat baie volgeprop is, meer sin het. En hoe lank is 'n lang lewe eintlik? Is dit nie een wat volgeprop is nie, of is dit een wat 99 jaar, of 100 jaar, kalenderjaar volmaak? En kan 'n mens nie net lank leef in 'n kort tyd nie? Daai tipe van vreeslik filosofies. Ja. En toe het hulle nou eintlik half tot die slotsom gekom. Ervarings, baie
hoeveel ervarings daar in 'n lewe is, dit maak eintlik 'n lewe lank. Nou, ons oudste seun haal dit toe nou op. Want hy sê, hy is, sy werk is 'n lewensversekering, hy het nie veel van hierdie storie gedink nie. Van aktuariese werk uit, risiko uit en kalenderjare, verjaarsdae, tel vir hulle. Maar toe sê hy nou Bram se begrafnis, maar as hy dink hoeveel goed Bram gedoen het, en hy rits hulle so af, 'n geweldige klomp goed. Hy sê, as hy aan al daai dinge dink, dan dink hy het Bram eintlik 'n lang lewe gehad. 'n Baie langer lewe gehad as baie ander mense. As baie mense wat 80, 90 jaar oud word, dan het hy 'n lang lewe gehad. En iemand het vir my gesê, sy dink aan Bram se lewe eerder as 'n mens dink aan die lewe as 'n lewenslyn, 'n tou, dan sou miskien 'n lang tou wat 100 jaar, 110 jaar of so, of 90 jaar lang tou is. Dan dink sy aan Bram se as 'n kort tou, maar dik, 'n dik, ryk geweefde kabel, 'n dik kabel. Ja. Wat baie ryk is en waar Mooi simbool. ja. En so dit troos 'n mens, dit troos mens by tye. Ja. Nie altyd nie, met verlange kom en nou ja, en dan voel 'n mens is te kort gewees. Soep is baie kort gewees. Maar ons is dankbaar wat daar was. Ja. Sure. Dis baie mooi wat jy die kompleksiteit van die lewe daar opgesom het, nee, en dit is die kuns van die lewe is om al hierdie gevoelens te voel, nee, en nie te begrawe en te sê okay, maar hierdie bestaan nie en hierdie bestaan nie en hierdie moderne ding van good vibes only. Ja. Dis 'n klomp nonsens. Dis nonsens. Nee, dis absoluut nonsens. Daar bestaan nie so iets nie. Dit is absoluut 'n sterk daar. Mens kan nie, dis daai toksiese positiwiteit. Daar is nie so iets nie. Dit kan nie werk nie. Jy kan nie 'n lewe so lei nie. Ek dink nou aan die simbool van jy het gepraat van simboliek. Die simbool van jou titel is so absoluut perfek. Wil jy 'n bietjie daaroor praat? Ek dink jy kan die gesprek nou na 'n punt of 'n slotsom toe bring met die betekenis vir jou in die titel van die Wilde Pruim en wat dit vir jou beteken en ook vir die karakters. Kan ek net eers vinnig sê wat die wilde pruim is? Ja. Die Karoo wilde pruim. Papaya capensis is die genusnaam. Dit is 'n struikboompie wat hoofsaaklik eintlik net daar in die Oos-Karoo, veral in die Kamdebo voorkom. Maar sy ouboet of sy voorsaat van eeue voordat hy geword het wat hy geword het, was die groot doppruim wat bekend is in die volksmond as wilde pruim of die indababoom. Was daai boom se sade het in die Oos-Karoo beland. En toe het hierdie boom gemuteer oor eeue tot 'n struikboompie, want hy moes aanpas in die harde wêreld van die Karoo. Hy moes droogtes deurleef. So dit is 'n boom vol letsels, maar hy's klein en kompak en die swaar van die lewe het van hom 'n sterker boom gemaak wat al die moeilike dinge deurleef het. So hy's 'n vasbyter daai. Lieflike aansluiting tussen julle twee verhale, nee. Dis reg. Dit is die wilde pruim is die verhaal van die Kamdebo. Ja. En dis die verhaal van elkeen van ons lewe ook. Ons gaan almal deur ons droogtes en soms baie erge droogtes. En tog maak daai droogtes van ons sterker mense. Ja. Dat ons meer dinge kan hanteer. Ons word gebrei deur die lewe, nee, jy het nou gepraat van die tou, maar daai ja,
absoluut. Vertel ons gou voor ons afsluit van jou titel. Dit is ook die roerendste, daar is net iets, Dit is ook, mens kyk na hierdie voorbeeld van hierdie voeltjie op die tak, Dankie. en sing, mama sing. Hoekom werk dit so goed? Want ek dink dit werk uitstekend. Hoekom dink jy dis 'n gepaste titel? Ek dink dit is, daar moet ek nou eers net walgooi en sê, dis nie my titel geweest daar nie, hoor, ek het 'n baie simpel titel gehad. Was dit Jeanette Ferreira wat Jeanette Ferreira, sy het vir my, sy het die manuskrip gelees, toe sê sy, maar ek dink nie jou titel werk nie. Toe sê ek, ek weet nou nie wat anders moet ek nou maar onthou. Hy is 'n stupid titel, ek weet. Maar ek het nou nie geweet wat sal ek noem nie. So sê sy, maar jy het titels in jou teks. En sy lys hulle so, en toe ek daai een sien, dis iets wat Bram gesê het toe hy 2 jaar oud was. En uit die mond van die suigeling. ja, toe weet ek, dit is die titel. Natuurlik moet dit die titel wees. En nou ja, dit is nou, dit het nou geword. En was, daai het hy ook gesê, in 'n tyd wat hy swaar gekry het, 'n moeilike proses, moes deurgaan. En hy het my gevra dat ek sing om hom te help. En ek het toe nou maar gesing, allerlei liedjies wat ek nou ken en so. En so ja, ek het gedink dit kan werk. Dis baie pragtig. Ja, dis regtig baie roerend en hierdie boek, dit is soos 'n lofgesang aan 'n baie spesiale kind en 'n spesiale gesin en spesiale mense. En ek dink ons is almal baie ryker met die publikasie van hierdie boek. So Teresa, ek's baie bly dat jy besluit het om dit uit te gee as 'n boek en om dit nie vir jouself te hou nie. Baie dankie. Ek sou, dit voel vir my ook, toe ek daai titel so sien, wat Jeanette daar, dis die boonste een, sy het 'n klomp gelys. En wat in die teks was. En ek het dit nooit raak gesien as titels nie. Ek het nie gedink daaraan as titels nie. En maar hy is toe heel hoënsteen. Toe weet ek, daar kan nie iets anders wees nie. En toe het dit vir my ook gevoel, dit is soos asof Bram weer vir my sê, sing mama, sing. Ja. En om skryf, praat, dit is asof hy, dit het vir my reg gevoel. Pragtig. En dit het ook, ja, jy het gesê, dit is 'n bietjie van 'n loflied aan Bram, en op 'n manier... In al sy fasette. Ja, nie 'n sugar-coated Nee, weergawe hy is baie stout, hy is ons stoutste kind. Maar dit was vir my, ek sou ook dink, of ek sou ook bly wees, as dit 'n loflied kan wees, vir die lewe. Ja. Vir die lewe en om kinders, en nie net vir ons eie kinders nie, maar elkeen se kinders. Elkeen se gesin. Elkeen se lewe, dit voel vir my, dit is waaroor 'n mens kan sing. Ja. Mens kan 'n lied in jou hart hê as jy soveel menslikheid en deernis vir ander mense het, né? Dan kan 'n mens sing. Pragtige boek. Anne-Marie, jou boek steek glad nie by Teresa se af nie. Dis dalk nie so direk persoonlik nie, maar ek is verheug dat jy besluit het om hierdie boek te skryf. Dit is so treffend en pragtig en menslik, diep menslik, wat jy hier vasgevang het in hierdie klein storieetjies. Dit skitter so sterre, jy weet, en waar mooier kan die sterre skyn as in daai wêreld, né? En dit is hoe jou woorde hier skitter in hierdie boek. Dis 'n pragtige Baie boek. dankie. En dit is ook laaste compliment. Kyk hoe mooi versorg is hierdie boek. Nee, vertel ons gou van die skildery en van die kleur blou. Ek het jou beloof ons gaan oor die kleur blou praat. So vertel gou, want ek dink jy moet. Oor die kleur blou. Oor die kleur blou in hierdie skildery, ja. Wel, die kleur blou sal ons dit vat na die olie toe. Ja. Een van die bossies wat in die Karoo groei,
wat wyd in alle fynbos areas teen berghange, selfs in die Drakensberg waar ook al voorkom, maar spesifiek ook in die Karoo is die kapokbos. En die wonderlike ding van die kapokbos is dat jy 'n olie distilleer uit hom uit wat inktblou is. Sjoe. Dit is natuurlik dieselfde kleur as die Duitse German chamomile en dit het ook presies dieselfde esters in. Die azulien wat jy kry in German chamomile Ja. kry jy ook in ons kapokbosolie. Die Eriocephalus punctulatus is die plant. Ek het daarmee gewerk. Ja. Ek het 'n besigheid gehad wat hier sit van ons familie wat ook daarvan deel was. En een van die olies wat ons gebruik het in die produk en waarvan ek op 'n stadium ook parfuum saamgestel het, was die kapokbosolie. En dan is daar 'n ander verbintenis van die kleur blou wat ook met daardie olie te doen het. Onder andere is juis die storms van die Karoo. Die blou lig van die Karoo, maar laat dit uiteindelik begin storm, dan raak dit 'n diep blou en die wolke het ook daai diep grysblou kleur. Ja, daar's jy weet mos van daai gedeelte in deel 2 waar ek skryf oor die opwinding van storms. Ja. Ek wil net sê dat 'n Karoo kind en wel almal in die Karoo, maar veral die kinders raak opgewonde as dit reën. Ons raak liries en buite onsself en dit is hoekom daar so 'n teatrale deeltjie geskryf is oor storms. Ja. Maar dis nou eintlik 'n perfekte plek om af te sluit. As jy 'n boek goed skryf, as dit 'n sterk verhaal is, nê, dan maak 'n boek jou ook opgewonde soos 'n kind vir daai jy wag net vir daai reënbuie om uit te sak. Nee, want dit is net 'n ongelooflike gevoel. Dit is 'n atmosfeer en 'n stemming. Dis net wonderlik. En jy wil dit net, jy voel dit net, so daai elektrisiteit, nê? En albei van julle het dit in julle boeke. En dit is ja, hierdie is die lekkerste leeservaring. Dit is nie noodwendig maklik om te lees altyd nie, maar dit die soveel pitkos opgesluit hier dat mense dit weer en weer kan lees en jy kan dit aanbeveel en ja, dit is pragtig versorgde boeke en as mense hierdie boek koop, dan is hy op jou boekrak en dan gaan hy daar bly. Jy gaan nie sommer uitruil vir enigiemand nie. So baie geluk, weer eens baie geluk. Debuutskrywer, ek hoop nie dit gaan nog 10, 20, 30 jaar wees voordat jy die volgende boek skryf nie. Ek sal by hoofstuk 5. Jy's by hoofstuk 5, soos nou. In die publiek is daar baie druk op jou. En jy moet dit nou volhou. En Teresa, asseblief hou vol met die werk wat jy doen as skrywer en as uitgewer veral. Jy lewer 'n groot bydrae tot ons Afrikaanse kultuurskat. En vir 'n taal wat so onderbeleg is, doen jy ongelooflike belangrike werk. So Baie dankie. Baie dankie aan julle albei en dankie dat julle ingestem het om so lekker met mekaar te gesels.